Goeienaand broers en susters. Baie welkom vanaand by ons hemelvaartsdiens. En dankie dat u hier is. Ek dink almal van julle het julle kruis opgeneem om weer die verkeer te stoei om hier te kan wees vanaand. Baie dankie, waardeer dit. En natuurlijk is ons hier nie om iets self te kry nie, maar eintlik om iets te kom gee. En ons is besig om as dink oor hemelvaart te dink aan Jesus wat sy troon betree. So hy is op 'n aand soos vanaand, gee ons herdenking aan Jesus wat ons koning is. En as hy opvaar na die hemel toe, dan gaan sit op die troon as die heerser van alles. En dis hoekom jy vanaand hier is om aanbode te bring, te loof te prys en in 'n dankbare hart te luister na wat sy woord ons ook gaan leer vanaand. So kom ons raak rustig, ons hou 'n oomblik van stil gebed, dan gaan ons oorgaan na die preek. Kom ons tyd ons bid. Weet, ons staan op en ons spreek tot die Here en ons gaan saam sing, Jesus groot bo almal, hoor die foto van die seun van die Here en ons antwoord op die seun groet met ons loflied, ons sing, loof die Here al wat lewe en dan kan jy gaan sing. Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet, loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons liewe lied laat sing.
Gemeente, terwyl ons so sit, kom ons kyk ons oor ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, Here ons dankie. Dankie dat U ons seën, ons krag gee, elke dag, dat ons nooit alleen is nie, dat U met ons in ons lewens is. Here, dat U na ons gebede, ons harte en ons gedagtes luister. Dankie vir al die gawes en die voorregte. Here, dankie vir so baie dinge. Here, dankie dat ons ook vanaand hier by mekaar kan wees, waar ons stil word in U teenwoordigheid. Net 'n bietjie mooi dink oor wat hierdie geleentheid vir ons as gelowiges beteken. Here, U het opgevaar hemel toe om die troon te gaan sit. Dis waar U regeer oor alles, oor die heelal, en dit sal tot in alle ewigheid so wees. Jesus, dankie dat U ons koning is, dat U 'n God van liefde is. En Here, dat U in die liefde vir ons wys, dat al verdien ons dit in baie dinge wat ons dink en doen en sê nie, dat U nog steeds in ons plek staan, dat U ons voorspraak bly, dat elkeen van ons heilig in ons Vader se oë kan wees. En Here, dan bid ons dat U deur die woord vanaand met ons sal praat. Here, ons is hier om U te aanbid, U te loof en te prys, want U, Here, het vir ons in ons plek kom staan aan die kruis, vir ons kom las kom neem, sodat elkeen van ons vry kan lewe, vir nou, maar ook tot in alle ewigheid. En daarom bid ons, Here, dat U ons sal lei. Mag U woord vir ons dinge leer wat ons harte bly oopsluit, sodat dit ons lewens kan beïnvloed en dat dit 'n uitwerking het op die houding hoe ons lewens lewe. Lei ons in die woord vanaand, Here, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Terwyl ons gesing, ons sing Here se naam. Ons sing, wees stil en weet, ek is die Here. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Ons sing die eerste, die derde en die vierde strofe daarvan, terwyl ons so sing. Ester 6 vers 1 tot 11 en dan natuurlik die gebeurtenis van Jesus se hemelvaart in Handelinge 1 vers 6 tot 11. Maar kyk ook die tema, die onsigbare koning regeer steeds. Kom ons lees saam. Die koning vereer vir Mordegai. Daardie nag kon die koning nie slaap nie, en het hy opdrag gegee dat die annale gebring en aan hom voorgelees moet word. Daarin is toe opgeteken gevind dat dit Mordegai was wat vir Bigtan en Peres ontmasker het. Twee paleisbeamptes van die koning wat poortwagte was en wat saam gesweer het om koning Ahasveros te vermoor. En toe
vra die koning, watter eerbewys en erkenning het Mordegai hiervoor ontvang? Die kamerpersoneel van die koning het geantwoord, hy het niks ontvang. Toe vra die koning, wie is in die voorhof? Net toe kom Haman aan in die buitenste voorhof van die paleis om by die koning aan te beveel dat Mordegai opgehang moet word aan die galg wat Haman vir hom opgerig het. Die dienaars van die koning sê toe vir hom, Haman staan in die voorhof. Toe sê die koning, laat hy inkom. Haman het binnengekom en die koning het hom gevra, wat moet gedoen word met iemand aan wie die koning baie graag eer wil bewys? Haman het gedink, aan wie anders as aan my sal die koning eer wou bewys? Toe antwoord hy die koning, met die man aan wie die koning graag eer wil bewys, moet soos volk gehandel word. Daar moet 'n koninklike kleed gebring word, wat die koning self aangehad het, en 'n perd waarop die koning self gery het, 'n perd met die koninklike embleem op sy kop. Die kleed en die perd moet oorhandig word aan een van die hoogste amptenare van die koning, en die moet die kleed aantrek vir die man aan wie die koning graag eer wil bewys. Die amptenare moet die man dan op die perd oor die stadsplein laat ry en voor hom uitroep. So word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Toe sê die koning vir Haman, vat dadelik die kleed en die perd en maak soos jy voorgestel het met die Jood Mordegai, wat in die poort van die paleis sit. Jy moet niks nalaat van wat jy voorgestel het. Haman het toe die kleed en die perd gevat, die kleed vir Mordegai aangetrek, om oor die stadsplein laat ry en voor hom uitgeroep. So word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Nou met dit in gedagte, as ons by die preek kom, en die vertelling, maar kom ons gaan oor na Jesus die hemelvaart in Handelinge 1 vers 6 tot 11. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. En terwyl hy weggaan, en hulle nog stik na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan. Ons lees tot so ver. Broers en susters, die gras verdor, die blomme verwelk, maar die woord van God is ewig en dit is waar. Ek en jy bevind onsself in hierdie wêreld, in 'n era wat dikwels voel asof die fundament van hierdie wêreld begin rondskryf. Die samelewing ervaar 'n knaande gevoel van onbeheerbaarheid. Ons staan ons baie keer blind aan die onberekenbare politieke magspel. Sit nou in die sang en jy sal sien hoe daar skywe gemaak word, speletjies gespeel word in die politiek, ons leiers, wat ons moet lei, wat hulle tyd kos met sulke nonsens. En dan ook die onsekerheid, van globale markte, ons wat sien wat die oorlog doen, en hoe dit die pryse van dinge in ons lewens beïnvloed en aanraak. En dan ook, kan mens dalk in jou lewe so ver na dinge kyk en sê, ek beleef die stil soeye van die hemel,
wanneer my persoonlike krisis die fundament waarop ek is. En dan die vraag, wat onwillekeurig by mens kan opkom is, wie hou werklik die leiersels vas? Wie in hierdie bestaan van ons hou die leiersels vas? Nou, in hierdie Persiese hof, die eerste gedeelte uit Ester wat ons gelees het, in die tyd van Ester, was die gevaar nie net bloot politieke krisis nie. Dit was eintlik 'n totale eksistensiële bedreiging. Want ek en jy moet weet dat in die Esterboek moet ons bewus wees daarvan dat die Jode in ballingskap sit in Persië. Hulle is daar toe weggevoer, dis nie hulle eie land nie. En daar waar hulle nou is, onder Haman, kom daar 'n dekreet wat hom gaan help om van die hele Joodse volk ontslae te raak, om hulle van die aangesig van die aarde af weg te vee. Dis wat aan die kom is met hierdie dekreet. En Haman is eintlik die man wat tweede in bevel is. Die koning en dan was hy. En hy het homself so opgewerk dat hy daai posisie kan bekleed. En wat hy dan doen met hierdie dekreet, is dit nie sommer net 'n administratiewe handeling nie. Dit was 'n onherroepelike doodvonnis wat sou uitgeskreeu word oor die Joodse volk, wat in ballingskap daar in Persië is. So om hierdie gedeelte reg te verstaan, moet ons net vir 'n oomblik onthou wat reeds in Ester gebeur het. Hierdie Joodse volk beleef ballingskap onder die heerskappy van Persië. En ons het hierdie magtige man met die naam Haman, wat gegroei het tot die posisie van tweede in bevel. Maar daar is geen probleem, die man Mordegai, wat 'n Jood is. As hy met Haman te doen het in die vorige hoofstukke, en Haman van hom verwag om voor hom te buig, is dit Mordegai wat sê, ek gaan nie voor jou my knie buig nie. Jy wat net 'n mens is, kan nie daai tipe eer van my ontvang. So dan het ons te doen met Haman se trots, en dan sy trots verander in haat. Daardie haat groei tot hierdie groot ding, en hy is nie net in hierdie teenstand teenoor Mordegai wat nie die knie voor hom wil buig nie, hy is sommer bereid om die hele Joodse volk tot nie te maak, en dan hierdie dekreet in te bring, wat vir hom daardie moontlikheid moontlik maak. En dan presies hier in Ester 6, waar ek en jy gelees het, kom ons staan. Nie net 'n oorlog of 'n dramatiese wonderwerk wat ons van lees nie, maar met 'n koning wat nie kan slaap nie. Want die eerste vers wat ons gelees het, lees ek en jy van 'n koning wat ongemaklik voel en hy kan nie slaap. En hier word die kontras pynlik duidelik. Aan die een kant het ons vir Haman vervul met verblindende arrogansie en 'n absolute mag waaroor hy beheer oor omstandighede. En aan die ander kant het ons vir Mordegai die Jood. En as jy daar lees, dan sit hy in sak en as, half vergete in die koninklike boot. En dit is hierdie skerp spanning tussen menslike hoogmoed en die skynbare afwesigheid van God, wat ons tot in die hart van die skrif, van ons woord, die Bybel, bring. Kom ons kyk na 'n paar gedagtes wat ek graag met julle wil deel. Ester 6 vers 1 begin met wat vir ons menslike oë as 'n toevalligheid lyk. Daar staan, daardie nag kon die koning nie slaap. Iets het hom geplaag. So wanneer ons in die Hebreëse teks hierdie ding bestudeer, dan sien ons dat hierdie nie bloot 'n biologiese ongesteldheid is, of iemand wat 'n slapelose nag beleef nie. En die teks dui baie duidelik aan die eintlik 'n goddelike ontwrigting plaasvind in die koning se rus. Dis asof die hemel sê, in die hemel tot in die koning se kamer inkom, en hierdie ongemak in hom aan die praat steek. Nou, ons moet weet dat die koning het van Mordegai vergeet, wat Mordegai vir hom gedoen het. En julle het seker in die teks het raak gehoor, dat Mordegai het die komplot van 'n sluipmoord op die koning het hy na vore gebring, op die lappe kom.
Hy het eintlik die koning se lewe gered, en die koning het daarvan vergeet. En daai vergeet is maar die klassieke voorbeeld van ons menslike gebrek om erkenning te kan gee aan die goeders rondom ons. Maar die skrif kom dan in 'n beklemtoon, mooi, 'n baie subtiele en op 'n kragtige wyse dat God nie vergeet. Koning nie vergeet, maar agter die skerms het ons 'n God wat nie vergeet. En terwyl die wêreldse heersers in ons wêreld op hulle trone sit, en hulle dink dat hulle die rigting van die geskiedenis bepaal, broers en susters, is God eintlik die een wat in die stilte van die nag die drade van die toekoms in mekaar vleg. Dis die Here. So ons moet verstaan dat God dikwels onder die radar werk. Dit is nie omdat hy afwesig is nie, maar omdat hy die argitek is. Die groot argitek wat selfs ons mees onbeduidende alledaagse oomblikke gebruik om sy groter plan te voltrek. Hy gebruik nie altyd wonderwerke wat in flitsse kom nie. Ons Here is nie een wat altyd hierdie groot dinge laat plaasvind waar almal dit kan sien nie. Nee, ons Here werk in slapelose nagte. Is hy aan die werk. En daardie vertragings wat jy in jou lewe beleef, hoekom kan dit nie met my gebeur nie? Waarom moet ek wag? En daardie vertragings is hy aan die werk. En daardie skynbare toevallige ontmoetings wat jy het met mense in jou lewe, is hy ook aan die werk om iets te laat gebeur in jou lewe, om dinge by mekaar te voeg wat ek en jy nie eintlik kan raak sien. Sy koninkryk is hy besig om te laat deurbreek uit daardie onwaarskynlike dinge wat jy in jou lewe baie keer beleef. Dit is die handtekening van sy soewereiniteit. Hy weef sy wil deur die skeuring en die inslag van ons menslike beperkheid. Is hy besig om meesterlike weefwerk te doen. Hier kom ons by die tweede gedagte. Hemelvaart beteken dis nie, dis wat ons baie mooi moet oor afwesigheid. Hierdie dinamiek wat ek nou net van gepraat het van God, wat stilweg, selfs in slapelose nagte besig is, om sy weefwerk in jou lewe te doen, met jy nie kan raak sien. Daai dinamiek, sien ons daar is diepte. Daar is eintlik 'n bevrydende misterie as ons kyk na die hemelvaart. In die ou verbond, die Ou Testament van die Bybel, was God se teenwoordigheid dikwels in die skadu's en deur die indirekte ingrypings was dit sigbaar as jy die Bybel lees. As jy gaan kyk in Ester, waar jy eintlik regtig na God verwys nie, dis 'n boek wat vir jou iets sê van God is aan die werk en al wat jy sien is die storie van die mense. Maar God is agter dit besig om dinge te laat gebeur. En hier in die nuwe verbond, in die dinamiek van die fundamentele word die dinamiek fundamenteel verander. Christus vaar op na die hemel, nie om afwesig te wees nie, maar om as 'n koning verhoog te word oor die ganse heelal, daar waar hy ook alles regeer. Dis wat hemelvaart ons sê. Jesus is nie afwesig nie, hy gaan sit op 'n troon van waar hy beheer oor alles. En dan stuur hy sy gees. Ons is op pad na Pinkster, Pinkster Sondag, wat bekend is natuurlik dit. Pinkster wil verwys na die uitstorting van die Heilige Gees. En daar was ons op pad. En hy stuur dus dan sy gees, en sy gees word dan die lewende skakel, wat hierdie sigbare hemelse heerskappy in 'n tasbare, soms chaotiese werklikheid van ons lewe inweef. Die Heilige Gees maak die heerskappy van Christus binne in ons lewens operasioneel. Met ander woorde, hy is die vertaler van God se wil in ons daaglikse, dikwels verwarrende omstandighede. En met die hemelvaart, as die disippels opkyk na die hemel, sien hulle Jesus verdwyn. En vir 'n oomblik kon dit sekerlik gevoel het vir hulle, omdat Jesus is weg. Hy is nie meer met ons nie. Maar die waarheid
van die evangelie is presies die teenoorgestelde. Jesus is nie minder teenwoordig na die hemelvaart. Hy regeer nou universeel as koning oor alles. Die hemel is nie leeg nie, Christus leef en hy regeer. Hier is die derde gedagte. God sien die fyn weefwerk van jou lewe aan. So wanneer jy hierdie week, wat nog 'n bietjie van oor is, en al die weke wat nog kom, weer jou lewe en jou uitdagings betree, moet ek jou uitdaag vanaand. Ek daag jy uit. Gaan soek na die koning se slapelose nag in jou eie lewe. Waar het God onverwags al ingegryp? Dis nie rarig moeite doen om hier nie sit en jy rustig raak by die Here en as jy sê, Here, ek het gedog die goed in 'n plek geval, maar dit was U wat in my lewe ingegryp het. Op 'n manier wat ek nou nog nie reg kan verstaan. Waar het hy deure toegemaak? Of jou op onverwagte tye van jou lewe wakker gemaak om jou lot vir jou te verander? Waar het dit met jou gebeur? Nooi God vandag uit in die stilte van jou eie bestaan en soek sy stem in die onwaarskynlike toevallighede van jou dag. Want wanneer ek en jy by God rustig raak en ons sê, Here, ek is nou net hier by U, sal jy verbaas wees om hom raak te sien in die toevallige elemente van jou lewe. Mense sal sê, wow, kyk hoe God ingegryp en ek het dit nie eens raak gesien. Ek was nie eens bewus daarvan nie, maar dit is as gevolg van sy meesterlike weefvermoë dat hy 'n impak maak op my bestaan elke liewe dag. En wanneer ons wakker is om by hom stil te word, sien ons hoe hy meesterlik met ons besig is. En dinge wat gebeur, dat nie eens gedink het moontlik is, of dat dit dalk hy sou kon wees. So die oomblikke wat jy dalk as toeval afmaak, is dit dikwels die delikate aanraking van die koning wat besig is om jou koers te verander. Vertroue dat die stilte van God nooit die afwesigheid van God is. Hoor my van die lees. Ons moet die vertroue hê dat die stilte van God nooit die afwesigheid van God is. Dis eerder die aktiewe, gefokuste werk van die koning wat alles regeer en wat selfs jou getrouheid in die klein dingetjies van jou lewe raaks, soos Mordegai. En nie te daar hopelik daar agtergekom. Mordegai sak en as, wat God veroorsaak dat die koning slapeloos raak en sê bring daai aanhale en hy gaan daar deur en hy kom agter en hierdie man ooit beloning gekry vir wat hy vir my gedoen het. En so het God op 'n subtiele manier eintlik Mordegai se lewe gered. Want Haman was op pad om hierdie dekreet te laat bevestig, sodat hy vir Mordegai kan laat ophang en die hele Joodse volk sommer van die aarde sal afvee. Maar God het sy meesterlikheid die dinge laat uitwerk, dat hierdie Haman met sy hoog gevoel van die Here is, hierdie koning wil vir my eer, dat ek heeltemal op hom omswaai. En hy die ou word wat vernedering vir Mordegai op die pad deur die plat by die stadsplein moes lei. En hierdie aankondiging bring om te sê, kyk wat gebeur met iemand vir wie die koning graag hulde wil aanbring. So hierdie sentrale boodskap vir jou lewe vandag is dat ons onsigbare koning, Jesus Christus, weef selfs nou met absolute soewereiniteit die drade van die lewe. En daarom kan jy in die middel van enige storm met volkome rus leef. Die storm mag goed, die wêreld mag in beroering wees, maar ons hemelse koning sit op sy troon. Hy is wakker vir jou behoeftes en hy is besig om sy plan deur jou lewe tot uitvoering te bring. Nou in hierdie weke, daarmee gaan ek afsluit, lê daar 'n heilige vryheid. Ons moet nie meer krampagtig te probeer om die uitkoms van ons eie geskiedenis af te dwing.
wanneer ons besef dat God in die skaduwees van ons nagte werk, verander ons perspektief. Die angs oor die toekoms maak dan plek vir 'n diepe, onwankelbare vertroue in die argitek van ons siel. Hy het die Persiese hof beheer. Hy het die geskiedenis van Israel in die palm van sy hand gehou. En dieselfde soewereine God hou ook jou lewe vandag in die palm van sy hand vas. So laat jou hart vandag rus in die waarheid, dat niks buite sy invloed val nie. Selfs wanneer die wêreld skud, bly sy koninkryk onbeweeg en jy deel in daardie koninkryk as een van sy burgers tot in al die ewigheid. En daarom moet ons leef, hierdie week, elke week vorentoe, met daardie sekerheid van iemand wie sy lewe deur die koning self geskryf het. Jy moet so leef. Hy is die een wat jou lewe skryf. En elke slapelose nag wat jy daar het, elke onskynlike vertraging, elke oomblik van onsekerheid, is eintlik 'n geleentheid vir God om sy trou aan jou te bewys. Hy is nie net die Heer van die groot prentjie nie, hy is besig met baie fyn weerwerk van jou individuele lewensverhaal. Rus in hom, want hy is die koning wat nooit slymer en nooit slaap. Amen. Kom ons sluit ons oor, kom ons hou 'n dankgebed. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, Here, is wonderlik as ons mooi na die woord kyk, dan sien ons hoe U werksaam is. As ons die hele Bybel in sy geheel kyk, dan sien ons hoe U die plan gehad van Adam en Eva aan die pad tot in Openbaring, waar daar vir ons vertel word hoe ons deel is van U nuwe koninkryk wat kom. En Here, as ons fyn dieper ingaan in hoofstukke en in verse, dan sien ons, Here, hoe U werksaam was in gewone mense se lewens. Selfs wanneer U die volk straf om in ballingskap weggevoer te word, daar gryp U ook in die lewe van 'n man soos Mordegai. En U bring hom in herinnering in, omdat U agter die skerms aan die werk is. Here, dit geld vir elkeen van ons. Want ons weet, Here, as ons na ons lewens kyk, dan wonder ons, waarom hierdie pyn, waarom hierdie steen? En ons stryd partykeer met U, Here, maar al wat ons moet weet is dat U in die Heer bly. Ons verstaan nie, ons kan nie altyd verstaan nie, maar Here, ons moet U kan vertrou, dat U 'n pad met ons stap. Want vandaag, as ons dink aan Jesus die wat opgevaar het na die hemel, dan erken ons dat U is koning van alles. U sit op die troon, en al wat saak maak is vir ons wat U hande te bring, en te weet dat ons ingesluit is in U plan vir hierdie wêreld, en dat ons deel is van U koninkryk, en dat daar niks is wat dit ooit sal kan verander nie. Here, daarom is ons hier by mekaar om U hande te bring. Ons aanbid U, Here, dat U troon bestyg het. Here, dat U vandaar vir ons U krag gegee het in die vorm van die Heilige Gees, en dat ons nooit alleen is, dat ons in elke nuwe dag U teenwoordigheid het. Heilige Gees, dat U ons harte vul, en dat U ons kan begelei, wanneer ons bereid is om ons ore te spits, en na U waarheid en U krag in ons lewens te beluister. Here, dankie vir daardie voorreg om U op 'n besondere wyse te kan ken. Dankie dat ons saam met die disippels eintlik daar staan en sien hoe U die troon bestyg, maar dat ons ook wegstap, Here, met 'n roeping, met 'n opdrag, om hierdie waarheid van die evangelie te gaan deel, saadjies te gaan plant, en toe te laat dat U in mense se harte die groei sal laat plaasvind. Daarom help ons, Here, dat as ons met ons huweliksmaat praat, met ons kinders praat, met ons familielede praat, dat ons saadjieplanters is, dat ons mense sal wees wat ons kan bring, en dat U ons dan kan gebruik om met U wonderlike weerwerk ook 'n verandering te kan bring in mense se harte waar hulle U liefde baie nodig het. Wees met ons dan ook in die res van hierdie aand. Ons bid dit in ons veilig huis te vat. Here, dankie dat ons hier kon by mekaar wees om te kom aanbid. En dankie ook, Here, dat U ons die bietjie van die week wat nog oor sal neem. As dit U wil is, Here, en dit vir ons
ons so stories dat ons self Sondag weer hier sit, om weer oop te maak en te luister na wat U ons kan leer en wys maak. Maar dat ons ook, Here, dan vir elke dag van ons lewens weet en sal onthou dat U aan die werk is. Ons sal nie altyd sien nie, dit sal nie altyd groot aankondigings wees nie, maar ons sal weet, Here, dat ons met die kinders is kan verwag, dat U met ons lewens besig is, en dat U met weefwerk besig is, wat ons verstand te boven gaan, maar daar die sekerheid, Here, gee vir ons rus, dit bring vir ons vrede, en ons dankie daarvoor. Wees met ons, Here, ons bid hierdie dinge, nie wat ons dit kon verdien nie, maar wat ons dit ontvang deur die genade, Here Jesus, van U wat ons plek staan, tot in ewigheid. Amen. Ons eindig met ons slotsang, ons sing, die Here gee, hy opgevaar. Ek wil daar vra, ons net so een keer deurspeel, en dan wag vir die refrein, en dan sing ons die verse. Dit sal vers 1, 2 en ook 4 wees. Die seën van ons Here en gaan vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen.